Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Amen. Goeiemôre en baie welkom by hierdie platform van kommunikasie. Mag die woordbediening vir jou vandag inspireer, om nie net te luister en die skrifgedeelte te oordink nie, maar soos 'n boom by die waterstroom wat vrugte dra. Ons tema by die woordbediening vandag is, ontdek die melodie en dans saam. Ons sluit by Jesus aan wanneer hy met die skares oor die nuwe koninkryk van God kom praat. Onthou, toe Jesus sy openbare bediening begin het, was dit met die aankondiging soos ons dit in hoofstuk 4 vers 17 lees. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En so het in die verloop van 3 jaar deur woorde en dade kom wys hoe hierdie koninkryk aanbreek. Hy het siekes gesond gemaak, hy het blindes laat sien, en hy was besig met die randfigure van sy tyd. Dis vrouens en kinders en melaatses. Om die impak van die nuwe koninkryk te verduidelik, het hy gelykenisse gebruik, wanneer hy met die disippels en die skares wat hom gevolg het, gepraat het. En hier in Matteus 13 gebruik hy klomp fotobeelde, wat die mense van daardie tyd verstaan het, om die koninkryk van God by hulle tuis te bring. Jesus begin met die gelykenis van die grond. By ons is dit natuurlik beter bekend as die gelykenis van die saaier. En dan volg hy dit op met die gelykenis van onkruid wat tussen die koring groei. Ons gedeelte wat ons uit die skrif gaan lees, gebruik hy nog 5 kort gelykenisse met 'n baie sterk boodskap. Jesus gee nie baie detail nie, maar slegs die essensie van hierdie fotobeelde. Lees saam met my. Matteus 13 vanaf vers 31. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in die land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom sodat die voëls in sy takke kan nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal te suur was. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in die saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie watervolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit op die goeie vis in mandjies bymekaar. Maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Tot sover. In die eerste paar verse word ons aan 2 fotobeelde blootgestel. Die mosterdsaad en die suurdeeg. Wat Jesus hier wil hê dat ons moet raak sien in hierdie fotobeelde is dat die koninkryk van God met iets kleins en onbenulligs en selfs niks seggens begin. Eers wanneer dit groei, ja buitengewoon groot word, is die effek daarvan 'n aansteeklike krag. Met hierdie beelde kom daag Jesus die mense van sy tyd uit om uit die boks uit te dink. Die beelde van die mosterdsaad en die suurdeeg was vir die Jode onaanvaarbaar en verbode in hulle huishouding. Die mosterdsaad was onkruid en het hulle tuine soos vuil goed oorgeneem, en die suurdeeg het die brood laat vrot. Die Joodse godsdienstige wette
het dit verbied. Geen wonder dat daar tussen die skare weerstand en spanning was wanneer hulle Jesus buite hulle aanvaarbare denkraamwerk gepraat het nie. Die nuwe koninkryk van God kan nie aan bande gelê word nie. Hoe dink ons vandag binne ons eie konteks, met ons eie fotobeelde na die koninkryk van God? Kom ons kyk na 'n video met 'n ander invalshoek na die koninkryk van God. Ek wil jou uitnooi om jouself in te leef in die verskillende momente van hierdie fotobeelde wat die video wil tuisbring.
Alles begin by 'n onbenullige muntstuk in 'n hoed. Dan volg daar iets merkwaardigs. 'n Strykstok gly oor die snare van 'n musiekinstrument. Die eerste note van Beethoven se 9de simfonie. Een na die ander musiekinstrument val in. Die skare word meegevoer en saam met die koor word die herkenbare 1 Korintiërs 13 saamgeneer. Die koninkryk van God trek aandag. Onbeduidende note speel. Niemand steel die kollig nie, met die resultaat dat mense in beweging kom. Liewe vriende, die onbeduidende muntstuk wat die meisie in die hoed gegooi het, is reeds in ons tyd gegooi. Ontdek die musiek en begin saam dans. Die lewe in die koninkryk is nie iets wat ek alleen leef nie. Dis 'n lewe wat ander aansteek, wat deur voorbeeld beïnvloed, wat saam die lewe in Christus verryk. So is ons as geloofsfamilie geroep om op die musiekklanke van God se liefde, sy genade en sy vrede te dans. Dit begin klein. God laat dit groei en dit verrys met 'n aansteeklike effek. Die lewe in die koninkryk van God bied vir almal 'n buitengewone waarde. Wanneer alles prysgegee word om die skat en die parel te bekom, lei dit tot vreugde en blydskap. 'n anderse lewenstyl. 'n keuse wat ek en jy moet maak. Ons leef in 'n moderne eeu. Ons beweeg in 'n indrukwekkende en skouspelagtige wêreld. En ten spyte van gebrokenheid van hierdie verbygaande en stikkende wêreld, bied dit steeds aanloklik om in al ons eie behoeftes te voorsien. Wanneer ek deur hierdie aanloklikheid ingesuig word, wat my daaglikse ritme beïnvloed, maak dit my mank om op God se klanke te dans. Dan is ek net 'n toeskouer van die koninkryk van God. Ek neer die senuweeagtig saam. Ja, ek neem foto's as bewys van die merkwaardigheid, maar ek stap weg. Die impak daarvan is net tydelik. So kom eindig Jesus met die fotobeeld van die vis in die treknet. Die koninkryk van God vra rekenskap. Werp jou net uit om vis te vang. God hou ons verantwoordbaar. Ons het baie mosterdstadstories en suurdeegverhale wat getuig van kosbare skatte in die koninkryk van God. Kom ons deel dit met mekaar in die alledaagse lewe. Kom ons raak bewus van klein mosterdstaatgeleenthede en ons raak betrokke met 'n suurdeeg-energie. Ons leef in 'n afbreekende samelewing. Ook in hierdie tyd beleef ons dit meer intens as voorheen. Matteus 13 moedig ons as koninkrykskinders aan om as veranderingsagente op te tree. Dit vra en begin met klein gebare. Dra vriendelikheid in 'n onvriendelike omgewing. Leef met geduld in 'n ongeduldige atmosfeer. Ja, kom bied vergifnis aan in 'n onregverdige arena. Gee liefde in 'n selfgerigte omstandigheid. Want ons ontdek God se melodie en dan dans ons saam. Stap hierdie nuwe week in met die bewustheid van God se musiekklanke. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons as koninkrykskinders 'n impak in hierdie tyd en omstandighede van ons lewe kan maak. Alles begin by 'n klein gebaar van u liefde en u genade. Heilige Gees, gee ons die oë van onderskeiding, die harte van sagtheid en die hande en voete van gewilligheid. Ons bid vir ons land en sy mense, vir die nood en die pyn. Gee dat ons die geleenthede kan raak sien om verandering met 'n mosterdsaadgesindheid teweeg te bring. Ons bid om u seën en u beskerming. Ons bid dat u tot ons redding sal verskyn en ons genadig sal wees. Dat u ons gebede sal verhoor en aan ons u vrede sal gee. Amen. Geniet die dag. Totsiens tot 'n volgende keer.
ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsigtig my oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is net die waarheid bly. Deur vergifnis tot verwagting kom die beste insprei. Al die tale, profesieë, net die tyd van dit verby. Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Wat geloof die troos en rigting, na die toekoms ryk die goed. Liefde is en bly die grootste liefde, sny die lewe Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song